Rian Grobler is 'n man van vele talente. Hy is 'n bekende radio-omroeper, TV-aanbieder, vervaardiger, akteur en sanger en dan skryf hy ook nog. Sy debuutroman Geheime op Philadelphia het lesers honger gelaat vir nog. Wel, hier is dit nou, want hy is hier om te gesels oor sy nuutste roman, Hospitaal Weltevreden. Aangename kennis, Rian. Lekker om jou te ontmoet. Selfde, dit voel soos die ou dae. Ja, ek grap sommer ons stap nou al 'n lang pad saam, so lekker om jou hier te hê. 'n Hospitaal Weltevreden sonder nou om iets weg te gee, want ek weet skrywers is gewoonlik baie geheimsinnig, maar waaroor gaan dit as jy dit net vir ons moet opsom? Dit speel af in 'n fiktiewe hospitaal in Pretoria, Hospitaal Weltevreden, en dit handel oor 3 groot karakters. Dr. Annemart Kokemoer wat so 'n bietjie 'n arm lewe gehad het en sy het self uit hierdie leefstyl uitgestyg saam met haar ma. Dan is daar Dr. Louise Trudeau wat die onkoloog van die hospitaal is. Nou sy glo net in wit en swart. Sy glo nie in die Here nie en sy ontmoet toe 'n pasiënt Petru wat nou net die teenoorgestelde is en hulle twee begin koppe stamp en Petru laat haar 'n bietjie dink. Dan is daar Rensha, die hospitaal se sielkundige. En sy het 'n baie moeilike pasiënt wat sy elke week sien. En uiteindelik maak sy vordering met hom totdat sy een oggend wakker word en in 'n vreemde plek. En die lesers moet maar verder kyk wat verder gebeur. Dit was nou net genoeg. Klink soos 'n lekker drama, man. Ek hou daarvan. Ja, dit is baie dramaties, maar dit is ook komies. Ek moet sê daar's komiese goed ook. Rian, met soveel veertjies al in jou hoed, jy weet, wanneer het jy agtergekom met hierdie passie en liefde vir skryf? En Pieter, ek het al op skool begin. Ek dink ek moet my onderwysers daarvoor dankie sê. En staan dit 5 my juffrou Snyder. Sy het vir my gesê jy moet nooit ophou skryf. Ek sal nooit vergeet nie, sy het 'n opstel van my gevat en sy het gesê moet nooit ophou skryf nie. Wow. En in matriek het juffrou Ina van der Merwe dit net verder gevat. Nooit het ek gedink dat ek werklik professioneel sal skryf nie. En toe begin ek sulke goed op Facebook skryf wat viral gaan, maar dit is sulke Rian Grobler moments. En toe vra die mense skryf 'n boek. Nou ek moet vir jou sê, toe ek besluit ek gaan 'n boek skryf, moes dit 'n roman wees. En ek het toe 'n kursus gevolg, 2 kursusse, die skryfnet kursus en ook by die South Africa's Writers College. En ek het my eerste manuskrip geskryf en van daar af sê hulle dit is geskiedenis. Nou, Ena Marie word uitgesonder as 'n gunsteling. Is daar 'n spesifieke verhaal wat vir jou persoonlik uitstaan? Yes, sy het so baie verhale geskryf. Maar as ek een moet uitsonder, is dit Dina van die Eike. Nou kyk, Ena Marie het altyd oor 3 goed geskryf. Sy het geskryf oor hospitale, sy het geskryf oor plase en sy het geskryf oor eilande. En ek het in Pietersburg groot geword of Polokwane nou. Nou dit is nou nie die grootste biblioteek nie en my ma het altyd Ena Marie gaan uitneem en dan na sy dit gelees het, sy dit aangepas vir my. Dis ek lief geraak het vir Ena Marie. En ek dink my skryfstyl is baie Ena Marie gefokus. So as jy die boek gaan lees, Hospitaal Weltevreden of dan Geheime op Philadelphia en jy het Ena Marie gelees, gaan jy definitief daar 'n goue draad deur sien. Dis wat ek wou weet, jy weet, want obviously skryf jy nou weer in 'n hospitaal milieu, maar dit klink vir my omdat jy aanhanger is van Ena, is dit ook maar omdat sy daar. Dink jy dit is makliker net om 'n storie te skryf wat in 'n hospitaal afspeel omdat 'n hospitaal word maar altyd geassosieer met siek, met swaar. En dan kan jy ligpunte daai uithaal of? Ek dink dit gaan alles oor die navorsing. Wat jy in jou navorsing kry. My navorsing lei my gewoonlik na 'n storielyn toe. Ek het baie navorsing gedoen met Hospitaal Weltevreden. Veral omdat ek dit so reël as moontlik wou gehad het. So ek het met dokters gesels, ek het met pasiënte gesels, en ek wou dit net so eg as moontlik gehad het. En dieselfde met Geheime op Philadelphia. Ek het ook 'n dokter daar geraadpleeg want in Geheime op Philadelphia verloor die hoofkarakter sy gehoor en hy is hierdie bekendste sanger in Suid-Afrika. Jy kan nie sing as jy sal weet as jy nie gehoor het nie, as jy nie kan hoor nie. En dit gaan alles net oor navorsing. Geloof, kanker en liefde word beskryf as die temas in die boek. Is daar iets wat jou op hierdie temas laat besluit het? Ek het gaan sit en dink, wat is relevant tot vandag toe? Wat nou in ons lewe plaasvind. En kanker raak net al hoe meer, ons hoor net al hoe meer. Jy sien op Facebook jou vriend het iewes skielik kanker of 'n vriendin of iets of iemand het kanker. En saam met dit gaan geloof. Vir my
en ek dink baie vir pasiënte ook, is geloof 'n ongelooflike baie nou stry pad wat hulle loop saam met kanker. En natuurlik is 'n roman kan nie 'n roman wees sonder liefde nie. Daar moet so 2 of 3 liefdesverhale in wees. Nou Rian, jou karakters is baie realisties. Is dit gebaseer op regte mense of Op beide my romans is dit gebaseer op regte mense. So ek sal vir jou kan sê Regard de Tooy wat in Geheim op Philadelphia is ek gaan nou nie name sê nie. Maar baie spesiaal in Hospitaal Weltevreden het ek met 'n vrou wat borskanker gehad het 'n pad gestap. En borskanker speel 'n baie groot rol in Geheim op Philadelphia. En ek het die pad, sy het vir my net gevra sy wil anoniem bly. En ek het die pad saam met haar gestap vandat sy gediagnoseer is totdat sy oorlede is. En sy's 'n maand voor Hospitaal Weltevreden uitgekom het, is sy oorlede, so sy kon nooit die boek gelees het nie. Maar sy was die karakter in die boek, se naam is Petru en sy is Petru deur en deur. En ek dra graag dan die karakter Petru aan haar op. Vertel my net so 'n bietjie van jou skryfproses, want wanneer 'n mens jou sosiale media platforms dophou, dan sien 'n mens hy kan sommer in 'n koffiewinkel sit en skryf. Is dit nie vir jou moeilik nie? Ek meen party mense het mos daai spesifieke plek waar hulle kan sit en ek het ook 'n spesifieke plek wat ek op by skryf, maar dit is nie by die huis en alleen nie. Ek kan nie alleen sit en skryf en daar moet 'n geroesemoes om my wees. So ek het 'n gunsteling koffiewinkel in Brooklyn Mall hier in Pretoria en ek kry nie tyd om op Sondag te skryf. So ek gaan so 11:00 in die oggend gaan ek na die koffiewinkel toe en dan skryf ek al die pad tot so 6:00 toe. So ek werk om uit so tussen 3 en 6000 woorde vir 'n skryfsessie. Maar dit is lekker want jy hoor verhale. Nie dat ek sê ek's 'n peeping tom nie, ek is 'n afluister. Ja, jy luister af. Dis eintlik waar die inspirasie vandaan kom. Maar dit is lekker om te hoor wat mense sê en wat hulle doen en dit is wat in die boek moet saamgevat word, is realistiese karakters. Is dit vir jou lekkerder om hierdie tipe van skryfproses te doen wat 'n boek aanbetref of 'n roman eerder as 'n liedjie byvoorbeeld? Pieter is eintlik baie dieselfde. 'n liedjie is net korter as wat 'n roman is. 'n roman skryf jy maklik 3 maande aan. 'n liedjie kan jy ook 3 maande aanskryf, hang af hoe goed jy of hoe gedetailleerd jy wil skryf. Maar 'n liedjie kan kom binne 10 minute. Maar die skryfproses en die denkwyse is maar dieselfde. En jy's reeds besig met jou volgende projek. Kan ons al so 'n bietjie meer inligting daaroor kry? Hy laat nie op hom wag nie, klink dit vir my. Die manuskrip is klaar en ek moet hom net instuur na die uitgewers toe en al wat ek kan sê is dis heeltemal anders as die eerste 2 romans. Die eerste 2 romans is baie Christelik geïnspireerd met 'n inspirerende storie en hierdie manuskrip is 'n ongelooflike komedie. Dit speel af in 'n ouete huis en ek gaan nog nie die titel van die boek gee nie, maar dit gaan baie snaaks wees. Opwindend. Baie, dit klink vir my baie lekker. Was jou eerste boek nie ook het hy nie ook 'n redelike geestelike aanslag gehad? Ja, Geheim op Philadelphia het 'n baie inspirerende aanslag gehad. En dit is waar Regard de Bruin homself moes vind want hy was die bekendste sanger in Suid-Afrika. Toe verloor hy sy gehoor en toe moet hy homself weer vind en hy besluit toe hy gaan in die dorpie Philadelphia, gaan hy vir hom 'n nuwe bestaan maak uit die kollig uit waar niemand van hom weet nie. En na 16 jaar het sy verlede om begin inhaal en dis net baie telepaties hoe alles bymekaar kom. Nou wil ek ook vir jou vra, want jy het nou vir ons verduidelik dat daar, jy weet, dit moet besig wees om jou om te skryf. Maar hoe lank neem dit jou om aan so 'n roman te werk? Aan my eerste roman het ek baie lank gewerk want ek het die skryfkursus gedoen. So dit het my so 'n jaar na 2 jaar gevat. So kom ons sê 'n jaar en 'n half om Geheim op Philadelphia te skryf. Want ek het 'n tutor gehad in hierdie skryfkursus, Elsa Winkler, wat my verskriklik baie gehelp het om hierdie manuskrip te verfyn. Hospitaal Weltevreden het ek wel in 3 maande geskryf. So dit raak al hoe makliker. Ek het die nuwe projek het ek ook 3 maande gevat om te skryf, maar dit is net omdat ek ook baie navorsing moes gaan doen net saam met ou mense en dit vat maar lank. Maar hoe werk dit? Ek meen, hier het jy nou 'n manuskrip. Is dit amper soos om 'n ou skoolopstel in te gee en te kyk, wat gaan die mense daarvan sê? Wat gaan hulle daarvan dink? Ja, dit loop 'n hele proses. Jy skryf die manuskrip en dan word hy ingegee en dan word hy geredigeer. Dan kom hy terug na jou toe en dan is die redigeerder het vir jou 'n paar voorstelle en jy kan besluit of jy die voorstelle wil gebruik dan nie. En dan gaan hy terug na die speltoetser toe. Hulle kyk of daar spelling reg is en dis meer, dan word hy gestuur na 'n setter toe. Setter terug na jou toe, dan moet jy die finale check doen om te kyk of alles reg is wat jy wil hê moet gebeur en daarna hooplik
is hy op pad drukkers toe. Jy praat van 'n derde druk. Ekskuus Elsa, eerste, tweede, derde druk. Ek weet hoe kompeterend die musiekbedryf is. Onthou ek kom maar uit daai milieu uit. Hoe kompeterend is dit en hoekom is dit so groot kompliment dat jy al in die derde druk is? Yes, Pieter, dis net genade, dis net die Here se seën dat dit gebeur. Ek weet nie hoekom dit gebeur nie. Ek het met Geheim op Philadelphia het ek die boek geskryf en toe kom hy uit en toe besef ek, hel, maar hierdie ding moet nou begin verkoop. Mense moet dit koop. En Geheim op Philadelphia het al 5 drukke, herdrukke gekry en Hospitaal Weltevreden is in sy derde druk. So die mense koop die boeke, die mense hou van die stories. Ek moet sê ek is baie sosiaal aktief op sosiale media en ek probeer daar dit baie adverteer, maar ek dink die stories verkoop hulle self. Ja, dis juist wat ek wou vra, so dalk net in 'n paar sekondes. Wat beteken dit vir jou dat die mense hierdie boeke so positief ontvang? Dis 'n ongelooflike pleintjie en ek moet vir almal dankie sê dat hulle die boek koop en dat hulle Hospitaal Weltevreden nog steeds koop. Hy's nog steeds die tweede beste verkoper landwyd van Afrikaanse fiksie elke week en dis heeltemal net genade. Wel, ons sien uit na dit wat gaan volg, veral ook dan nou die volgende verhaal en dit wat afspeel daar in die huis. Ek gaan hom net nooit vir 'n Sondag braai, dan weet ek hy kan nie bietjie skryf, hy moet bietjie net die skryf op sy sit, maar as hy verskonings gaan, jy weet ek hoekom. Maar hy het nog 'n verskuilde talent of twee. Sal later daarby uitkom. Wel, pas op, jy beland dalk net in een van sy volgende boeke. Ek weet nie of 'n mens dalk wil nie. Maar Prinses Elsa kan dalk. Prinses Elsa. Dankie vir die kuier, hoor. Dankie weer. Ons word omtrent bederf vandag, want eers kry ons lekker leesstof en net hierna kry ons lekker musiek, want Nicholas Lou is hier. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor oor 'n paar minute van nou af.